Ons is in Spreuke hoofstuk 2 en ons gaan kyk na die laaste 3 verse van die hoofstuk, verse 20 tot 22. Spreuke hoofstuk 2 vers 20 en dit lees dan so: sodat jy kan wandel op die weg van die goeies en die paaie van die regverdiges kan hou. Want die opregtes sal die land bewoon en die regskaapenes daarin oorbly. Maar die goddelose sal die land uitgeroei en die ontroues sal daaruit weggeruk word. En sover in die skrif vandag. Kom ons buig vir die hoofde. Here, ons dankie vir die woord en die waarheid wat daarin te vind is, Here, dat ons kan weet dat dit U woord is, die ganse heilige skrif, Here. En Here, laat dit onfeilbaar is en foutloos en genoegsaam is vir ons, Here. Dat ons volmaak voor U kan wandel, Here. En Here, ons bid dat die krag van die Gees U woorde sal gestalte vind in ons lewens, dat ons dit nie net sal hoor en sal verstaan nie, Here, maar dat ons dit sal aanneem en dat ons harte sal verander, ter eer en verheerliking van U naam. Geniet ons, Here, deur die krag van die woord en die krag van die Heilige Gees. Here, laat ons sal groei in ons heiligmaking. Minder van ons, Here, meer van U. Dit is ons gebed, Here. Wees ons genadig weer eens in hierdie oggend. Nie omdat ons dit verdien nie, maar omdat U genade so groot is. In U naam alleen vir ons dit. Amen. Nou, ons is besig om te kyk na die 3 dinge wat deur Salomo uitgesonder word, waarvan en hoe die Here en sy woord ons beskerm. Die Here se beskerming en die beskerming wat deur sy woord kom, is natuurlik kondisioneel. Ons kan nie aandring op God se beskerming indien ons nie die Here en sy woord gehoorsaam is nie. Byvoorbeeld Eli het nie sy seuns getuigtig soos hy moes nie, en die Here slaan hulle sowel as Eli dood neer, en hy verwyder die priesterskap van sy familie af vir ewig. Nadab en Abihu, die seuns van Aaron, wou die Here aanbid, maar hulle bring 'n aanbidding wat nie deur die Here voorgeskryf was nie, en hulle bring toe 'n brandoffer wat nie ooreenstem met God se woord nie. En die Here verteer hulle toe met vuur, soos ons lees in Levitikus 10 vers 2. Ons is nie vry om die Here te volg, of om hom te aanbid, of om hom te dien, soos wat ons lus kry om te doen nie. Ons sal alleenlik die Here se seën en beskerming geniet, indien ons sy woord bewaar. En dit sal ons bewaar, eerstens, soos Salomo gesê het, van die weg van die slegte. En vers 13, van die wat die paaie van die opregtheid verlaat, om op weë van duisternis te wandel. En tweedens, indien ons God se woord bewaar, sal sy woord ons ook bewaar van die vreemde vrou. Of soos vers 16 gesê het, om jou te red van die vreemde vrou, van die ontugtige wat met haar woorde vlei. En God se woord is nie onduidelik oor hoe dit ons beskerm van 'n vrou wat nie haar verbond met haar man in ag neem nie. Inteendeel, dit is baie prakties. Naamlik, ons moet geen vriendskaplike verhouding hê met so 'n vrou nie, want as jy haar bloot net vermy, dan kan sy jou ook nie vlei met haar gladde woorde nie. Paulus in Romeine 16 vers 17 tot 18, vermy hulle wat deur hulle vriendelike en mooi woorde die harte van die eenvoudiges verlei. Vermy hulle. En as jy hulle vermy, dan kan hulle jou nie verlei nie. So eenvoudig soos dit. So indien ons sulke mense vermy, kan hulle ons ook nie verlei nie. En daarom sê Spreuke 5 vers 8 ook, hou jou weg ver van haar af. En kom nie naby die deur van haar huis nie. 1 Korintiërs 6 vers 18, vlug vir die hoerery. En 2 Timoteus 2 vers 22, maar vlug vir die begeerlikhede van die jonkheid. Indien ons hierdie woorde van die Here bewaar, wel, dan sal dit ook ons bewaar. Hierdie woorde van die Here is wysheid, want dit is God se woord. En indien God se woord in ons harte vesting vind, sodat ons 'n liefde daarvoor het en dit bewaar en dit doen, dan sal dit ook ons bewaar. Soos ons gelees het in vers 10 en 11 waar staan, want wysheid sal in jou hart kom en kennis vir jou siel lieflik wees, oorleg sal oor jou wag hou, verstand sal jou bewaak, van die weg van die slegte, sowel as van die vreemde vrou. Maar God se beskerming is kondisioneel. En Spreuke is nie uniek in hierdie opsig nie, want dwars deur die Bybel
sien ons hoe die Here diegene bewaar wat sy gebooie hou, en hoe hy diegene nie bewaar wat nie sy gebooie hou nie. Ons lees in Eksodus 15 vers 26 onder andere die Here sê, as jy getrou na die stem van die Here jou God luister en doen wat reg is in sy oë en luister na sy gebooie en al sy insettinge hou, dan sal ek geen een van die siektes op jou lê wat ek op Egipte land gelê het nie, want ek is die Here wat jou gesond maak. En hierdie konsep loop dwars deur vanaf Genesis, waar Adam en Eva bloot net na God se woord moes geluister het en nie van die boom van die kennis van goed en kwaad moes geëet het nie, dan sou hulle veilig gewees het, tot in Openbaring. Waar ons lees in Openbaring 3 vers 10, die Here sê vir die kerk in Philadelphia, omdat jy die woord van my lydsaamheid bewaar het, of soos party vertaling sê, volharding my woord bewaar het, sal ek jou ook bewaar in die uur van beproewing wat oor die hele wêreld kom, om die bewoners van die aarde op die proef te stel. En daarom dien die Here en sy woord ook derdens, of ten minste as 'n gevolgtrekking vir ons as 'n beskerming, want indien ons by sy woord hou, sal dit ons ook op die regte pad hou. Vers 20, sodat jy kan wandel op die weg van die goeies en die paaie van die regverdiges kan hou. Wat beteken dat daar wel 'n weg is van die goeies. En daar is wel paaie waarop die regverdiges wandel. Daar is so iets. En hierdie is nie 'n spesiale groep mense wat vir hulle self 'n plek verdien het, of vir hulle self 'n naam gemaak het, deur om uit te blink bo die res van ons nie, die mense wat op hierdie paaie wandel nie. Die weg van die goeies is nie gereserveer vir spesiale mense soos Abraham en Isak en Jakob, of Paulus en Petrus en so voorts nie. Nee en inteendeel. Koning Dawid sê in Psalm 119 vers 63, ek is 'n metgesel van almal wat u vrees, en van die wat u bevele onderhou. Hy is nie uniek nie, inteendeel hy is 'n metgesel, sê hy, van almal wat die Here vrees, en van die wat u bevele onderhou. Die goeies en die regverdiges is nie uniek en word nie uitgesonder omdat hulle konings was of wonderwerke gedoen het en of hulle profete was nie. Nee, hulle is uniek bloot net omdat hulle 'n liefde gehad het vir God se onveranderlike woord. Die wysheid van God se woord, soos vers 4 van ons hoofstuk sê, was vir hulle soos silwer. Dit was vir hulle soos verborgde skatte gewees. En indien ons dieselfde honger en liefde het vir die Here en sy woord, soos vers 5 en 6 dan verder vir ons sê, dan sal jy die vrees van die Here verstaan en die kennis van God vind, want die Here gee wysheid en uit sy mond kom kennis en verstand. En as dit die geval is, dan sal die wysheid ons ook bewaar op presies dieselfde weg as al die groot name van die geloof wat ons vooraf gegaan het, naamlik op die weg van die goeies en die paaie van die regverdiges. Daarom kan Galasiërs 3 vers 29 ook sê, en as julle aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham en volgens die belofte erfgename. Hoe weet ons dat ons aan Christus behoort? Johannes 14 vers 21, wie my gebooie het en die bewaar. Dit is hy wat my lief het, en wie my lief het, hom sal my Vader lief hê, en ek sal hom lief hê, en my aan hom openbaar. As ons 'n liefde het vir die gebooie van die Here, en 'n liefde het vir die wysheid van die woord, om dit te doen, wel dan is ons in Christus. En dan is ons ook die kinders van Abraham. Abraham was geregverdig deur geloof. En net so word ons ook geregverdig deur geloof, en ons weet dat ons geloof het, want ons glo dat God se woord die waarheid is. En ons kan met sekerheid weet dat ons glo God se woord is die waarheid, want ons God se woord doen. Ons kan met sekerheid weet dat ons op dieselfde weg is as Abraham, en indien ons dieselfde vertroue het as hy in die Here en in sy woord. Die weg van die goeies en die paaie van die regverdiges, waarvan vers 20 praat, is nie gereserveer
vir 'n spesiale groep mense nie. Ek sê weer, die weg van die goeies en die paai van die regverdiges, waarvan vers 20 praat, is nie gereserveer vir 'n spesiale groep mense nie, maar vir elkeen wat die woord van die Here in hulle harte bewaar. Die weë van die Here verander nie, en sy woord verander nie. En daarom kan Jeremia 6 vers 16 ook sê, so spreek die Here, staan op die weë, en kyk en vra na die ou paaie, waar tog die goeie weg is, en wandel daarin. En julle sal rus vind vir julle siel. Die weë van die Here is daar, en is ooglopend vir ons om te sien. En sy weë verander nie, en die paaie bly presies dieselfde. Daarom word dit ou paaie genoem, want dit is oud, dit verander nie. Abraham het daarin gewandel, sowel as Isak, Jakob, koning Dawid, Petrus, Paulus en so meer. En al wat ons moet doen, is om op daardie selfde paaie te wandel, want dit is ou paaie. Dit verander nie. En hoe doen ons dit? Deur om God se woord en wysheid uit te soek, soos verborgde skatte, en in ons harte te bewaar. Soos vers 20 sê, sodat jy kan wandel op die weg van die goeies, en die paaie van die regverdiges kan hou. Saam met wie? Almal anders wat op die ou paaie gewandel het. Die paaie bly presies dieselfde, die weg van die goeies bly dieselfde, die paaie van die regverdiges bly presies dieselfde, die wysheid van God se woord bly dieselfde. En wanneer ons dit vind en in ons harte bewaar om sorgvuldig daarby te bly, sal ons ook op die ou paaie saam met die goeies en die regverdiges kan wandel. Daardie paaie het nie verander nie, en die manier om op daardie paaie te kom, sodat ons dit kan bewaar, het ook nie verander nie. En daarom is dit net so baie van toepassing op ons, soos dit was op Israel, toe die Here gesê het in Deuteronomium 28 vers 1 tot 8, waar staan, as jy dan goed luister na die stem van die Here jou God, om sorgvuldig te hou al sy gebooie, wat ek jou vandag beveel, dan sal die Here jou God jou die hoogste stel bo al die nasies van die aarde, en al hierdie seëninge sal oor jou kom, en jou inhaal, as jy luister na die stem van die Here jou God. Geseën sal jy wees in die stad, en geseën sal jy wees in die veld. Geseën sal wees die vrug van jou liggaam, en die vrugte van jou land, en die vrug van jou vee. Die aandeel van jou beeste, en die aandeel van jou kleinvee. Geseën sal wees jou mandjie en jou bakskottel. Geseën sal jy wees by jou ingang, en geseën sal jy wees by jou uitgang. Die Here sal maak dat jou vyande wat teen jou opstaan, voor jou verslaan word. Op een pad sal hulle teen jou uittrek, en op 7 paaie voor jou uitvlug. Die Here sal die seën oor jou gebied, in jou skure, en in alles waar jy jou hand aanslaan. En hy sal jou seën in die land wat die Here jou God aan jou sal gee. Die Here sal jou vir hom as heilige volk bevestig, soos hy jou dit gesweer het. As jy die gebooie van die Here jou God hou, en in sy weë wandel. Weereens, dis kondisioneel. As jy die gebooie van die Here jou God hou, en in sy weë wandel. Die Here se beskerming en sy seën is van toepassing op die wat die wysheid van die Here ter harte neem. Of soos Deuteronomium sopas vir ons gesê het, as jy luister na die stem van die Here jou God. En soos vers 10 en 11 van ons hoofstuk gesê het, want wysheid sal in jou hart kom, en kennis vir jou siel lieflik wees, oorleg sal oor jou wag hou, verstand sal jou bewaak, vers 20, sodat jy kan wandel op die weg van die goeies, en die paaie van die regverdiges kan hou. Die paaie het nie verander nie, en daarom word dit nog steeds die ou paaie genoem. En die manier hoe ons op daardie paaie kom, het ook nie verander nie. Ons moet net luister na die stem van die Here ons God, nes al die groot manne van geloof gedoen het, wat voor ons afgegaan het. Hebreërs noem hierdie manne van geloof, wat ons voor afgegaan het, 'n groot wolk van getuies. En sê in Hebreërs 12 vers 1 tot 2, daarom dan,
Terwyl ons so 'n groot wolk van getuies rondom ons het, met die verwysing na Hebreërs hoofstuk 11, waar al daai manne van die geloof gelys het, daarom dan terwyl ons so 'n groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook, met ander woorde saam met hulle, elke las af lê en die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê, die oog gefestig op Jesus, die leidsman en volëinder van die geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het, en aan die regterkant van die troon van God gaan sit het. Die skrywer van Hebreërs maak dit duidelik aan ons. Volg die groot wolk van getuies, naamlik die manne van geloof, soos hulle genoem word in Hebreërs hoofstuk 11. Deurdat ons die las van sonde aflê, nes hulle dit ook afgelê het, met ons oë gefestig op Christus. Die paaie het nie verander nie. En daarom kan Hebreërs ook vir ons sê, om die las van sonde af te lê, nes die wolk van getuies van die Ou Testament gedoen het. Volg die ou paaie. Doen dit soos hulle dit gedoen het. Volg die Here en wees gehoorsaam aan sy woord, nes hulle ook was. Die gevaar is nie die ou paaie nie. Inteendeel, die ou paaie is die enigste veilige pad om op te wandel. Maar baie kerke is anti die ou paaie. Asof dit teen die geloof self is. Baie kerke sê, en ons het daarvoor genoem, ons is nie godsdienstig nie, want ons het 'n verhouding met die Here. So asof godsdienstigheid 'n slegte ding is. Godsdienstigheid is die ou paaie. Maar as jy teen die godsdiens is, dan is jy ook teen die ou paaie, en dan is jy ook teen die weg van die goeies en die paaie van die regverdiges. Want die weg van die goeies en die paaie van die regverdiges was nog altyd godsdienstig. Hoekom? Want godsdiens is presies dit. Ons diens teenoor God, volgens sy woord. Dis wat godsdiens is ons diens teenoor die Here. En hoe lyk ons diens teenoor God? Ons godsdiens? Christus vertel ons. In Lukas 17 vers 7 tot 10 waar hy sê, en wie is daar van julle, wat 'n dienskneg het wat ploeg of vee oppas, en as hy inkom van die veld vir hom sal sê, kom dadelik hier aan tafel, sal hy nie eerder vir hom sê nie, maak vir my die aandete klaar en omgord jou en bedien my totdat ek geëet en gedrink het, en daarna kan jy eet en drink. Bedank hy daardie dienskneg, omdat hy gedoen het wat hom beveel is? Ek glo nie. So ook julle. Wanneer julle alles gedoen het, wat julle beveel is, sê dan, ons is onverdienstelike diensknegte. Want ons het gedoen wat ons verplig was om te doen. Dit klink vir my soos godsdiens. En die Here sê, so moet julle ook wees. Ons wandel in die ou paaie en beoefen ons godsdiens of altens ons diens aan God, nie omdat ons iets wil verdien by die Here nie, want ons kan nie, maar omdat ons onverdienstelike diensknegte is. Dis hoekom ons wandel op die ou paaie. Romeine 12 vers 1, ek vermaan julle dan broeders by die ontferming van God, dat julle jul liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer, dit is julle redelike godsdiens. Dis julle godsdiens, dis wat julle moet doen. Ek vermaan julle dan broeders by die ontferming van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer, dit is julle redelike godsdiens. Ons godsdiens, of altens ons diens aan die Here, is om ons lewens oor te gee aan hom, om sy woord aan te neem, om dit gehoorsaam te wees, nie om iets te verdien nie, maar omdat ons onverdienstelike diensknegte is. En sy woord sal in ons gestalte vind, en ons sal die wysheid van die Here ken, en ons sal die vrees van die Here leer,
en wysheid sal in jou hart kom, en kennis vir jou siel lieflik wees, oorleg sal oor jou wag hou, verstand sal jou bewaak, sodat jy kan wandel op die weg van die goeies, en die paaie van die regverdiges kan hou. Die gevaar is nie die ou paaie nie. En die gevaar is nie ons godsdiens nie. Die gevaar is wanneer ons nuwe paaie ontdek. Soos onder andere wanneer mense sê dat ons nie godsdienstig moet wees nie, maar net 'n verhouding moet hê met die Here. Glo my as ek sê, as jy nie godsdienstig is nie, dan het jy ook nie 'n verhouding met die Here nie. Sulke mense maak gebruik van die vryheid wat ons in Christus het, om te regverdig dat ons nuwe paaie mag ontdek, terwyl die woord ons leer dat veiligheid en beskerming juis in die ou paaie gevind word. En dit is binne die ou paaie en binne die wysheid van God se woord alleen, wat die volgende vers dan van toepassing is, wanneer dit vir ons sê in vers 21, want die opregtes sal die land bewoon, en die regskaapenes daarin oorbly. Nou hier lees ons van beide die opregtes en die regskaapenes, wat is ook aansluit by vers 7 van ons hoofstuk wat gesê het, en hy bewaar hulp vir die opregtes, en hy is 'n skild vir die wat regskape wandel. Ons sien dieselfde twee woorde daar as hierso, en in daardie vers was die beskerming ook gegrond in die wysheid van die Here, nes hier. Met ander woorde, sy woord of altens die ou paaie. Want die vers net voor dit het gesê, vers 6, want die Here gee wysheid uit sy mond, kom kennis en verstand. En dan vers 7, en hy bewaar hulp vir die opregtes, hy is 'n skild vir die wat regskape wandel. Maar terug by die punt, die Here en sy woord beskerm ons, deurdat dit ons laat wandel op die weg van die goeies en die paaie van die regverdiges, soos vers 20 sê, en dan vers 21, want die opregtes sal die land bewoon, en die regskaapenes sal daarin oorbly. Nou praat hierdie van fisiese land, en ons fisiese wêreld, of word dit bloot net geestelik bedoel? En die antwoord kan gevind word wanneer ons in gedagte hou, dat dit Salomo is, wat besig is om hierdie aan sy seun te kommunikeer. En 'n skrif soos hierdie vind sy gronde in die 10 gebooie, wanneer dit vir ons sê in Eksodus 20 vers 12, eer jou vader en jou moeder, dis nou wat die seun van Salomo moet doen, eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Ons lees in Deuteronomium 5 vers 16, eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word, en dat dit met jou goed mag gaan in die land wat die Here jou God aan jou gee. Daarom wanneer Salomo in vers 1 sê, my seun, as jy my woorde aanneem en my gebooie by jou bewaar, en die seun doen dit dan, ooreenkomstig die 10 gebooie, wel dan sal dit ook met hom goed gaan in die land wat die Here jou God aan jou gee. Of soos vers 21 sê, want die opregtes sal die land bewoon, en die regskaapenes daarin oorbly. En dit is nie net van toepassing op die Ou Testament nie, want Paulus haal juis die 10 gebooie aan, wanneer hy sê in Efesiërs 6 vers 1 tot 3, kinders, julle moet julle ouers gehoorsaam wees in die Here, want dit is reg, eer jou vader en jou moeder, dit is die eerste gebod met 'n belofte, sodat dit met jou goed mag gaan, en jy lank mag lewe op die aarde. Paulus haal dit aan, in die Nuwe Testament. En Paulus maak hierdie nie net van toepassing op die Jode, wat in die fisiese land van Israel woon nie, hy skryf hierdie aan die Efesiërs, wat in Efese woon, moderne dag Turkye. Dis vir hulle wat hy dit sê, en van toepassing opmaak. Die nuwe verbond is 'n beter verbond as die ou verbond. En waar dit dalk net van toepassing was op die land van Israel in die Ou Testament, sê Paulus, dit is van toepassing op die aarde, waar ook al kinders hulle ouers gehoorsaam is in die Here. Dit is die eerste gebod wat 'n belofte het. En Paulus sê, daardie belofte van beskerming hou nog stand, ongeag waar jy jouself mag bevind. Want soos Handelinge 16 vers 26 ons ook geleer het, dit is God wat bepaal waar elkeen van ons gaan woon,
waar daar dan staan, en hy het uit een bloed al die nasies van die mensdom gemaak om oor die hele aarde te woon, terwyl hy vooraf bepaalde tye en die grense van hulle woonplekke vasgestel het, sodat hulle die Here kon soek, of hulle hom miskien kon aanraak en vind, al is hy nie ver van elkeen van ons af nie. Levitikus 19 vers 3 sê, elkeen moet sy moeder en vader vrees, en my Sabbate hou, ek is die Here julle God. Hoekom? Want dit is 'n gebod van die Here. En dit is sy woord. En dit is die wysheid waarin ons moet wandel. En soos die woord ons dan leer, dit is 'n gebod wat gepaard gaan met 'n belofte. Nie net onder die Ou Testament nie, maar ook onder die Nuwe Testament. Nie net vir die Jode nie, maar selfs ook vir die Griek en die persoon wat in Efese woon. Nou as ons bloot net na God se woord kyk, uit 'n praktiese en selfs ateïstiese oogpunt, sal ons al klaar 'n mate van beskerming sien. Want as 'n ateïs luister na die wysheid van God se woord, nie dat hulle noodwendig doen nie, maar kom ons maak die aanname dat hulle wel doen. As 'n ateïs luister na die wysheid van God se woord, dan sal hulle nie rondslaap nie, hulle sal eerlik wees, hulle sal kinders binne die eg verwek, hulle sal nie omkoopgeld aanneem, hulle sal eerlik handel bedryf, hulle sal nie in gevaar wees by mense of by die gereg wat hulle probeer te nagekom het nie. So 'n persoon van my vrouens, wat nie hulle eie vrouens is nie, soos ons laasweek gesien het. Hy werk hard vir sy geld, en het genoeg om kos om te eet en klere om te dra, ensovoorts en so meer. So 'n persoon, indien hy net by die beginsels van die Bybel hou, sal 'n ooglopende goeie en veilige lewe kan lewe. Want hy gaan nie buiteegtelike kinders hê nie, of seksuele oordraagbare siektes hê nie, of met die gemors van egbreek sit nie, of op straat sonder kos sit nie, ensovoorts. En dit is bloot net uit 'n praktiese oogpunt. Maar as dit die geval is vir die ateïs, wat bloot net by Bybelse beginsels hou, hoeveel meer nie vir die persoon wat in 'n verbond staan, soos ons, met die lewende God, wat die bonatuurlike seën en beskerming geniet van die Skepper van die hemel en die aarde nie. Hoeveel meer dan nie vir ons nie. Indien 'n ongelowige die gebooie van die Here hou, dan is daar vir alle praktiese doeleindes 'n mate van beskerming wat daarmee gepaard gaan. Selfs al is dit hoogs onwaarskynlik dat 'n ongelowige wel daarby sal hou. Maar as dit die geval is uit 'n wêreldse oogpunt, hoeveel nie meer uit 'n goddelike oogpunt nie. Want dit mag dalk goeie praktiese implikasies hê vir die ongelowige, maar die gelowige aan die ander kant het 'n belofte van die Skepper, van die hemel en die aarde. En sy woord is onfeilbaar. Dit kan nie leeg na hom toe terugkeer nie. En die Here gebied sy engele oor ons, soos ons lees in Psalm 91 vers 11 en 12, want hy sal sy engele aangaande jou bevel gee om jou te bewaar op al jou weë. Hulle sal jou op die hande dra, sodat jy jou voet teen geen klip stamp nie. En die ongelowige het nie dit nie. Maar ons het. Jesus sê self in Matteus 6 vers 31 tot 33, daarom moet julle heel nie kwel en sê, wat sal ons eet, of wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie, want na al hierdie dinge soek die heidene. Want julle hemelse Vader weet dat julle al hierdie dinge nodig het. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Matteus 6 vers 26, kyk na die voëls van die hemel. Hulle saai nie en hulle maai nie en hulle bring nie bymekaar in skure nie. En tog voed julle hemelse Vader hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? Daar is 'n definitiewe beskerming wat die Here ons bied, indien ons in die wysheid van sy woord wandel, baie meer as die ongelowige wat bloot net by Bybelse beginsels hou. Maar hoe prakties en fisies daardie beskerming ook al mag wees,
Dit is irrelevant vir die gelowige, in lig van ons ewige beskerming. Inteendeel, Paulus het gewens dat hy vinnig doodgemaak sou word, juis sodat hy vinniger by die Here kon wees, waar hy vir ewig veilig gaan wees. Hy sê in Filippense 1 vers 23 vers 24, ek het verlange om heen te gaan, met ander woorde dood te gaan, en met Christus te wees, want dit is verreweg die beste, sê Paulus. Maar, om in die vlees te bly, is nodiger om julle ontwal. Sy fisiese veiligheid was vir hom irrelevant, in vergelyking met sy ewige saligheid in die hemel. En terwyl die Here oor sy kinders waak, in hierdie teenwoordige wêreld, en hy waak oor ons, en dit vir ons 'n gemoedsrus is, om te weet dat die Here wel oor ons waak, en wel sy engele oor ons gebied, is dit nie vergelykbaar met die wete, dat ons siele veilig is in die ewige lewe nie. Dit is nie vergelykbaar nie. En dit is presies wat die Here aan ons beloof. Soos Christus vir ons sê in Johannes 10 vers 27 tot 29, my skape luister na my stem, en ek ken hulle, en hulle volg my. En ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal nooit verlore gaan, tot in ewigheid nie. En niemand sal hulle uit my hand ruk nie. My Vader wat hulle aan my gegee het, is groter as almal, en niemand kan hulle uit die hand van my Vader ruk nie. God se woord verander nie. Al wat ons moet doen is om gehoorsaam te wees, want so spreek die Here. Staan op die weë, en kyk en vra na die ou paaie, waar tog die goeie weg is, en wandel daarin. En julle sal rus vind vir julle siel. Nie miskien nie, julle sal rus vind vir julle siel. Maar al is die ongelowige op 'n praktiese vlak gehoorsaam aan God se gebooie en tot 'n mate beskerm, hy sal nie rus vind vir sy siel nie. Want soos ons laaste vers vandag dan sê, vers 22, maar die goddelose sal uit die land uitgeroei, en die ontroue sal daaruit weggeruk word. Jesaja 57 vers 20 tot 21 sê, maar die goddelose is soos 'n onstuimige see, want dit kan nie tot rus kom nie, en sy waters gooi slyk en modder op, geen vrede, sê my God, vir die goddelose nie. Geen vrede. Maar vir die wat die Here vrees, en sy woord onderhou, en in die ou paaie wandel, en nie hulle Christelike vryheid gebruik, om met nuwe paaie op te kom nie. Wel, ons het rus vir ons siel, want die God van die heelal waak oor ons. En soos ons lees in Romeine 5 vers 8 tot 11, maar God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Veel meer dan sal ons, nou dat ons geregverdig is in sy bloed, deur hom gered word van die toorn. Want as ons, terwyl ons nog vyande was, met God versoen is deur die dood van sy seun, veel meer sal ons deur sy lewe gered word, nou dat ons versoen is. En nie alleen dit nie, maar ons roem ook in God, deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons nou die versoening verkry het. Julle sal rus hê vir julle siel. En hierdie wêreldse veiligheid sal irrelevant wees in vergelyking met ons ewige veiligheid, waar niemand ons uit die hand van die Here kan ruk nie. Maar om dan af te sluit hierdie hoofstuk. My seun, as jy my woorde aanneem en my gebooie by jou bewaar, sodat jy jou oor laat luister na wysheid, jou hart laat neig na verstand. Ja, as jy na die insig roep, na die verstand jou stem verhef. As jy daarna soek soos na silwer, en dit naspeur soos verborgde skatte, dan sal jy die vrees van die Here verstaan, en jy sal die kennis van God vind. Want die Here gee wysheid
Uit sy mond kom kennis en verstand, en hy bewaar hulp vir die opregtes. Hy is 'n skild vir die wat regskape wandel. Deurdat hy die paaie van die reg bewaak, en die weg van die gunsgenote bewaar. Dan sal jy geregtigheid, en reg verstaan en regverdigheid, elke goeie pad. Want wysheid sal in jou hart kom, en kennis vir jou siel lieflik wees. Oorleg sal oor jou wag hou, en verstand sal jou bewaak. Loof die Here vir sy woord, loof die Here vir sy barmhartigheid, dat hy dit aan ons bekend maak, hierdie woorde van hom, en die wysheid van die Here. En mag hy ons dit gun, om op hierdie ou paaie te wandel, nie net vir ons eie beskerming nie, maar ter eer en verheerliking van sy heilige naam. Amen. Kom ons sluit die oë. Here, ons dankie vir die woord. En dat U dit wel vir ons gee, Here, dat ons kan weet dat dit is wysheid wat van U af direk kom, Here. En dat dit heilige woorde is, Here. Maar meer as dit, Here, dat U woord nie verander nie. Dat U weer in die ou paaie dit verander nie, Here. En meer as dit, Here, dat ons nie hoef te begin wonder, maar waar is hierdie paaie nie? U gee dit vir ons, U maak dit vir ons duidelik. Gun dit ons bloot net, Here, om nie met nuwe paaie op te kom nie. Gun dit ons bloot net, Here, om te soek daarna so silwer en verborge skatte, hier binne in die boek wat U klaar vir ons gee. En help ons dus, o Here, om in daai ou paaie te wandel. Nie noodwendig vir ons eie beskerming nie, Here, maar ter eer en verheerliking van U heilige naam. Mag alles wat ons is en doen en sê, U naam verheerlik, Here. En gun dit ons, Here, om saam met hierdie groot wolk van getuies te wandel, volgens U gebooie en in hierdie ou paaie. Ter eer en verheerliking van U naam. En Here, wanneer ons dit doen, dankie dat ons ook rus kan hê vir ons siel, wetende dat ons ewigheid is veilig in U hande en niemand kan ons daar uitruk nie. Alle lof, alle eer en alle aanbidding kom U naam toe vir ewig en ewig. Amen. Amen. Ons kom nou by die doop. En ek sal nou vir julle oproep, julle kan eers sit. Ek het die kamera so gestel dat hulle in die moederskamer ook kan sien, wel ek hoop so. Maar die hoofsaak van die leer van die heilige doop word in 3 punte saamgevat. Ten eerste, ons en ons kinders is in sonde ontvang en gebore, en is daarom onder die toorn van God, sodat ons nie in die ryk van God kan inkom nie, tensy ons opnuut gebore word. Dit word aan ons geleer deur die indompeling in en besprinkeling met die water, waardeur die onreinheid van ons siele vir ons aangewys word, sodat ons vermaan word om 'n afkeer van onsself te hê, ons voor God te verootmoedig en ons reiniging en saligheid buite onsself te soek. Ten tweede, die heilige doop betuig en verseël aan ons die afwassing van die sondes deur Jesus Christus, en daarom word ons gedoop in die naam van God, die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Want as ons in die naam van die Vader gedoop word, betuig en verseël die Vader aan ons, dat hy 'n ewige genadeverbond met ons oprig, ons tot sy kinders en erfgename aanneem, en ons daarom met alle goeie dinge wil versorg, en alle kwaad van ons wil afweer, of tot ons beswil beskik. En as ons in die naam van die Seun gedoop word, verseël die Seun aan ons, dat hy ons in sy bloed so van al ons sondes was, waarmee hy ons in sy dood en opstanding inlyf, dat ons van ons sondes bevry, en voor God
regverdig gereken word. Net so ook as ons in die naam van die Heilige Gees gedoop word, verseker die Heilige Gees ons deur hierdie heilige sakrament, dat hy in ons wil woon en ons tot lidmate van Christus wil heilig, deur tot ons eiendom te maak wat ons in Christus het, naamlik die afwassing van ons sondes en die daaglikse vernuwing van ons lewens, totdat ons eindelik onder die gemeente van die uitverkorenes in die ewige lewe vlekkeloos gestel sal word. En ten derde, omdat alle verbonde uit 2 dele bestaan, daarom word ons ook weer deur die doop vermaan en verplig tot 'n nuwe gehoorsaamheid. Ons moet naamlik hierdie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees aanhang, vertrou en lief hê met ons hele hart, met ons hele siel en met ons hele verstand, met al ons kragte. Ons moet van die wêreld afsien, ons ou natuur doodmaak en 'n godvrugtige lewe moet ons lei. En as ons soms uit swakheid en sonde val, moet ons nie aan die genade van God twyfel of in die sondes bly lê nie. Die doop is immers 'n seël en ontwyfelbare getuienis dat ons 'n ewige verbond met God het. En daarmee kan julle vorentoe kom en hier by my kom staan. Kom staan sommer hier by papa my brakkie en draai sommer so om. Sy kom staan sommer so. Sy. En hoewel ons kinders hierdie dinge nie verstaan nie, mag hulle nogtans nie daarom van die doop uitgesluit word nie. Aangesien hulle sonder dat hulle dit weet, aan die verdoemenis in Adam deel het, en ook sonder dat hulle dit weet, weer in Christus tot genade aangeneem word, so spreek God ook tot Abraham, die vader van al die gelowiges, en daarom ook tot ons en ons kinders, en sê, ek sal my verbond oprig tussen my en jou nageslag na jou, in hulle geslagte as 'n ewige verbond, om vir jou 'n God te wees, en vir jou nageslag na jou. En dit betuig Petrus ook met hierdie woorde, want die belofte kom julle toe, en julle kinders, en almal wat al ver is, die wat die Here onse God na hom sal roep. Daarom het God vroeër beveel, dat hulle besny moet word, wat 'n seël van die verbond en van die geregtigheid van die geloof was. So het Christus hulle ook omhels, die hande opgelê en hulle geseën. Omdat die doop nou in die plek van die besnydenis gekom het, daarom moet die kinders as erfgename van die ryk van God en van sy verbond gedoop word. En die ouers is verplig om hulle kinders terwyl hulle opgroei, hieromtrent breedvoerig te onderrig. En u geliefde gemeente ontvang hierdie kind as deel van die verbondsvolk van God en die liggaam van Christus. Wees lief vir hierdie kind, bid vir hom en wees 'n voorbeeld van 'n lewe in Christus. Om hierdie heilige instelling van God tot sy eer, tot ons troos en tot opbouing van die gemeente uit te voer, laat ons daarom sy heilige naam aanroep. En kom ons buig die hoofde en dan bid ons saam. O almagtige ewige God, u het volgens die streng oordeel die ongelowige en onboetvaardige wêreld met die sondvloed gestraf en die gelowige Noag met sy gesin, 8 mense, deur u groot barmhartigheid gered en bewaar. U het die verharde Farao met al sy manne in die Rooi See verdrink en die volk Israel op droë grond daardeur gelei, waardeur die doop afgebeeld is. Ons bid u kragtens u grondelose barmhartigheid, dat u hierdie kind van u genadiglik wil aansien en deur die Heilige Gees in die Seun Jesus Christus wil inlyf, sodat hy met hom in sy dood begrawe mag word, met hom in 'n nuwe lewe mag opstaan. Laat hy terwyl hy hom daagliks navolg, sy kruis blymoedig dra en hom aanhang met opregte geloof, vaste hoop en vurige liefde, sodat hy hierdie lewe, wat tog niks anders as 'n voortdurende sterwe is nie, deur u getroos mag verlaat en op die laaste dag sonder verskrikking voor die regterstoel van Christus, u Seun, mag verskyn.
Dit bid ons deur hom, ons Here Jesus Christus, u Seun, wat saam met u en die Heilige Gees, een enige God, leef en regeer in ewigheid. Amen. En daarom, David King, doop ons jou in die naam van die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees. Kom ons buig weer die hoofde. Almagtige, barmhartige God en Vader, ons dank en loof u, dat u ons en ons kinders, deur die bloed van u geliefde Seun Jesus Christus, al ons sondes vergewe, en ons deur die Heilige Gees tot lidmate van die enige gebore Seun, en daardeur tot die kinders aangeneem het, en dit aan ons met die heilige doop beseël en bekragtig. Ons bid u ook deur hom, u geliefde Seun, dat u hierdie kind altyd met die Heilige Gees wil regeer, sodat hy Christelik en godvrugtig opgevoed mag word, en in die Here Jesus Christus mag groei en toeneem, sodat hy u vaderlike goedheid en barmhartigheid, wat u aan hom en ons almal bewys het, kan bely, en in alle geregtigheid onder ons enigste leraar, koning en hoëpriester Jesus Christus kan lewe, en moedig teen die sonde, die duiwel en sy hele ryk kan stry, en oorwin, om u en die Seun Jesus Christus, en ook die Heilige Gees, die enigste ware God, ewig te loof en te prys. Amen.